Ons is vandag hierso net buite Middelburg. Ons kyk hoe hierdie 9,5 meter Tyson werk. Ek praat met Speedy. Hy gaan my meer vertel waar pas daai ding in jou boerdery in en ek julle sommer 'n bietjie sien hoe werk hierdie ouetjie. As jy ding in die grond wil insny, as daar net een naam, Miss Tyson. Speedy, hoe lyk dit? Lekker YouTube. Weet wat, doodstil rustig. Right, net hoor lekker vandag. Praat jy, nee. Weer bietjie uitkom vir 'n slag. Ja, bietjie die naampoester verby, so ons waardeer die lekker son en hier in die veld ons nou moeg vir water. Ek stem saam met jou. Okay, vertel my gou hierso, julle Buffalo Tyson is nou die 9,5 meter, dan die groot ene wat julle het hierso. Gee my net gou 'n oorsig. Ons het nou hierso gekyk, ons het ons teen ander masjiene ook gekyk hier in die veld. Waar pas hierdie ding in? Hoekom wil ek hom koop? So ja, daar's verskillende opsies waarna ek wil kyk. As jy materiaal wil insny, dis definitief iets waarna jy wil kyk. Ons het 'n maksimum werkdiepte van 250 mm. Ou hoef nie altyd so diep te werk nie, maar wanneer dit nodig is, as die kalf van die put is en 'n ou moet saadbed maak om te plant, is dit lekker. Op 'n vlakbewerking van 150 na 180 diep, het 'n ou lekker spoed en hy begrawe die materiaal baie effektief. Ek meen ons het gekyk daar op Millies, waar die Millies is letterlik nou net gestrip. Die stripper is nou net al verby en dan kom hierdie ding net agterna. En ek meen hy werk vir hom ordentlik in dieselfde as wat ek wat ons by ons gedoen het daai tyd was het 'n bossieslaaner oorgesit, materiaal fyn gekry en as jy hom 2 keer gedis het met 'n offset dis, dan kry jy eers dit wat nou gebeur het hierso. Ja, so die stuk wat ons vanoggend gewerk het, die dou was nog nat op hom toe ons begin het. Daar was so 55.000 per te stand gewees. Interessant, een van die kliënte wat daar aangekom het toe hy dit sien, toe vra hy vir ons hoeveel keer ons sal oor. So effektiwiteit definitief daar. En die masjien is ontwerp uit 'n baie aggressiewe hoek, so hy is ontwerp om materiaal uit te sit. En ja, dit is definitief 'n effektiewe masjien, veral met die gewig wat ons saam met die skottel neersit. Baie van die ouens het 'n veefagter, hy moet eers sy lande laat by en dan hierso einde Julie, middel Augustus as 'n ou wil ingaan, is die volk weg, dan sal nie meer penetrasie te klou om in te gaan. En hierso sit ons maar 250 kg skottel wat definitief vir die penetrasie gaan gee. Nie noodwendig tot op 250 nie, maar ou kan definitief diep genoeg penetrasie kry om jou vermenging te doen, daai kos te breek, dat 'n ou se rippers na die tyd kan deurkom sonder om kleite te breek en te pak. Want kyk wat ons nou gesien het met die ander masjien hierso, nee, sy angle sit baie meer so, nee. En dit maak dat jy nie so diep kan werk soos hierdie masjien kan werk nie. Hy werk 'n bietjie vlakker en vermenging is baie min. Ja. Maar die punt is dat ek net al as jy om hierdie vlakte wil doen, as Bonnard wil werk met hierdie ene, dan meng hulle ewe dieselfde en jy kan spoed aansit, maar hierdie een gee jou die opsie om dieper te werk as jy sou wou en actually ek sou redeneer dit is hoekom hy so goed penetreer is oor die angle wat hierdie skottels is. Verseker, Chippy, dit is vir baie belangrik om penetrasie te kry sowel as vermenging. En die 21 grade hoek wat ons hier het is definitief 'n wenner met die aggressiewe skottel wat ons het en die voordeel ook met die skottel wat ons hier op is of het gaan ook oor bekostigbaarheid. Om die skottel te verval is uiters bekostigbaar. Dit is ook 'n skottel wat 'n ou uit enige plek kan kry en verander. Maar die beste en die goedkoopste by metal events, nee. Die kwaliteit is daar en die prys is die beste, maar as die kalf van die put is en 'n ou nie 'n ander keuse nie, kan 'n ou altyd 'n plan maak en dis die lekker van hierdie masjien, is om die masjien so eenvoudig as moontlik te hou. Enigste iets wat snaaks op die masjien is die bearing. Ek weet nou net vooral van die bearings, ja. Maar ons moes die bearings moes ons verander het om die kwaliteit van die bearing te kan behou. Jou gewone agri-hubs wat jy kry is nie sterk genoeg om hierdie gewig te kan hanteer en nog om die impak te kan vat, sou 'n ou iets slaan die grond daar is nie. Want kyk hierso, hierdie ding is gebou, nê. Jy het genoeg yster, jy het nie geskiemp op die yster komponent. Sit hier met 'n 150 mm by 150 mm vierkantige balk 10 mil dik. Ja. En ons het nie teruggehou op die tipe materiaal nie, ons het gebly op S335 om die beste moontlike kwaliteit masjien in die veld te kan sit, maar om hom so bekostigbaar as moontlik te kan hou. Okay, en as dit kom by transport, nee, hierdie besigheid, hy tel nou so op en dan gaan hy vorentoe
is reg, hy talk vorentoe en dan vou hy toe. Maar die lekker ding van hom Tjoep is, as ek kyk, waar sit sy transportwiele? Sy transportwiele loop in die trekker se buitewiele. Ja, So, jou wheelbase is baie breed, so hy loop baie stabiel agter die trekker. ja dit, want ek het net agter hom gesit en ry. Toe sien ek, maar hy maak glad nie dat hy so maak iets in daai koers sê. En ook die wiele wat ons op en ons het 'n baie breed profiel en 'n hoër wiel gevat, juis om hom so stabiel as moontlik te hou en om daai druk te kan hanteer. Ons sit hier met 14,5 ton. So ou moet nie terughou op wiele en op wheelbase op hierdie masjiene. En ek het net met Gert Besuidenhout gepraat, toe sê hy dink hierdie ding kan vir hom 2 van sy bewerkings vervang, basically 'n vlaktand bewerking en sy hoëspoedis bewerking. Is hierdie die tipe van masjiene waarna mens gaan moet kyk? I mean, jy wil hom, en hy praat vir 11 liter hektaar diesel wat nie baie is nie. Glad nie. Chip, die ding is wat jy lekker het, omdat jy 250 die bewerking kan doen, stel dit jou in staat om 2 bewerkings te kan uitstel. Ons het van ons kliënte wat hierdie jaar die Tyson gebruik wat wil sojasplant op mielielande wat wisselbou doen, wat gesê het hulle gaan letterlik net die Tyson insit, probeer so naas 250 diep kan werk en dan naas die planters insit. Juist met die swaar of die brandstofpryse gaan nou iewers moet begin sny en dit is die ideale bewerking in sy toestande. Want dis net 'n kwessie van laat jy in tye wat dit rof gaan ensovoorts, het jy, ek wil sê nie een masjien wat vir jou 2 goed kan doen nie, maar jy kan, kom ons sê 80-90% van die bewerkings uitkom vir 40-50% van die kostes. Definitief. Die ander ding, Chippy ook, baie ouens gaan vir jou sê, ja, met 50 kg per skottel, dis te swaar, die masjien gaan dit nie kan hou en goed nie. Wat ons ook gedoen het is, al ons dieptebeheer is verdeel op 3 silinders op jou rollers agter, sowel as jou transportwiele en 2 stabiliseringswiele op die kante. So sodra jy jou masjien gesak het in die land, is hierdie masjien gelyk gestel en al die gewig word versprei tussen jou wiele as jou skottels op sy optimale diepte is. Sizes, wat kry ek om en sny die kleintjies soos die grootte? Op ons grootes werk van 'n 6 meter opvou af tot op 'n 9,5 meter is ons 250 kg per skot. Ja, Ons het 'n 6 meter, 7 meter, 8 meter dan 'n 9,5 meter. Dan het ons ook streepmodelletjie, 'n streepmodel vaste balkimplemente 3, 4 en 5 meter wat nog steeds 'n volle 20 kg per skot is, wat steeds vir jou 'n diepte van 250 kan werk. Steeds dieselfde robuuste bou. Ons het niks verander of die kleiner masjiene as op die groot masjiene nie. Die base van die masjien bly presies dieselfde. Ander ding, hoeveel van hierdie goed het julle in stok as ek nou masjiene soek om te werk ensovoorts? Ek neem aan julle het nou nie indefinite stok net op die goed nie en dit vat tyd om hulle in te kry nog. Februarie het klomp ingekry, 13 van hulle ingekry en hulle is oornag is hulle uit. So ons het nog so 1 of 2 masjiene wat later ingekom het wat nou in voorraad is, maar ons het 'n groot bestelling wat einde Julie sal wees. So die ouens moet maar net praat en hulle moet spring, anders is daai goed weg. Ja, hulle op hierdie stadium gaan hulle nogal vinnig uit. So as die ouens wil kyk waar die masjiene werk, ons kan vir hulle gaan wys. As ons een beskikbaar het om 'n demo te doen, sal se doen, maar as 'n ou belangstel en hy dink wat vir hom kan werk, kom met ons in kontak, dat ons kan seker maak jou naam is op die lys. Uitstekend, Speedy, dankie baie. Right, dit is Speedy van Agri Pieces. Okay, right. Jy belangstel daai ding, né? Goed die grond wil insny, trust my. Weet jy of ek al 'n masjien gesien het wat goed so sny, effektief, ordentlik. So ja, en teen die spoed. Linkie bo of hier onder en dan chat jy met hulle volgende keer. Groete.